Hy het nou later die vee gebring. Toe dit nou begin donker word, het hy die vee gebring en die vee lê nou sommer hier by hom. En hy maak hy doen nou sy vee dan nou en dan gebring die vee slaap nou en hy maak nou vuur. Maar die baas van hom het hom nou 'n pan brood gegee en 'n ribvleis. Die vleis moet nou net braai en die brood moet nou snij. Nou het hy 'n koffietjie ook geneem, gemaak die wagter. Nou die rippie op die koeler gesit en gebraai en hy wag nou net dat dit nou gaar word. Dan gaan hy nou eet. Hy het nou later gesien dat die rib is nou naby gaar, hy kan nou maar die brood begin sny. So sny en die vlees is dan later gaar, die rib is gaar. Nou is sny nou die rib lê maar so. Nou is sny so 2 ribbies sny nou so. En dan die brood na ete. Hy het nie lang geëet die toe hoor hy nou hier's nou iemand, hy het nou so vir hom so 'n skermpie gepak met die bosse. Hier is nou iemand, hier kom nou iemand. Hier kom nou iemand en hy wag nou maar die persoon kom nou om. Toe hy hier omkom hier, wat hy nou in die vuur lag om kan sien. Dis net so 'n mannetjie. Net so kort mannetjie. En die mannetjie, dat is so vaal mannetjie, maar die mannetjie, die kunnen sê mannetjie is 'n klong. Die klong is maar, hy is baie maar. Sy bene staan eintlik net so. En hy is vaal van die stof en hy is verwaarloos. Hy is verwaarloos. En die man, die klong kom sit nou net so. Kom sit nou net van die oupa, kom sit hy nou net so. En hy kyk op hy. Hy kyk op hy in. Die oupa begin raak nou sommer kriebelrig. Hier is nou iets nie lekker nie. Hier is nou definitief nie iets lekker nie. Die oupa raak kriebelig. En die oupa, om die stilte te breek, want die mannetjie praat nie, en die oupa praat ook. Om die stilte te breek, toe gee die oupa om van die rib so 'n stukkie. Gee die oupa om. Hy het die rib so gevariep in die mond gegooi. En hy sit. En die gekou nie, maar hy het ook nie meer die rib nie. En die oupa dink, wag, ek gee jou nou weer 'n broodjie laat ek kyk. Wat is dit nou? Die oupa gee hom nou 'n broodjie. Ook 'n snybrood wat die oupa gesny het in. Hy vat die brood en gooi hom net so in die mond. Net so, hy is gerus. Oupa sien nie wanneer hy gekou het nie. Die oupa dink, maar hoe is dit met jou? Hoe moet ek nou maak om jou in die gang te kry? Nou, die oupa het nou koffie ook gemaak. So 'n swart blik. Oupa gooi dan van die koffie in 'n beker en oupa gee nou, dis nou warm koffie. En begin die koffie so al. En dan die beker wat oupa soms so gegryp. Gryp soms sommer en gooi net die koffie. Dis grys. En die oupa dink, moet dit vanaand wees. Maar oupa sit daar, is nou stil door, oupa neem my hier stap kom iemand. Weer, nog 'n tweede persoon kom ook hier om. Oupa hoor hom stap. En toe hy hier inkom, wat hy hier in die lug is, toe sien oupa nie, maar dat is nog so 'n mannetjie. Ook so kort. Maar hy lyk net so, hy so maar, sy bene staan so regop. En hy is net so vaal en hy is verwaarloos en hy is honger en hy kom sit ook net hier. Langs sy maatjie kom sit hy. Hulle is nou 2. Maar hulle praat nie met mekaar nie. Niemand praat nie. En die oupa dink nie meer, wag, ek gaan nou vir jou ook probeer. Ek sal nou kyk, wat is jou reaksie as ek nou vir jou ook vleis gee. En die oupa gee hom vleis. Ook so 'n rippie. 'n tweede enetjie. En hy gryp hier 'n bietjie by die oupa en hy gooi hom ook net so in die mond en hy is stil. Hy is gerus. En die oupa gee hom weer later 'n broodjie, 'n snybrood.
Want hy is honger, jy kan sien, hy is honger kinders. Ou begin by, gooi die broodjie ook nie eens in die mond. En die ou begin vir hom 'n koffie. Oupa wil nou kyk, dit is met warm koffie. Oupa wil nou kyk wat gebeur nou. En die oupa om die beker koffie gee, die gooi die koffie ook net so in. En dat is nou stil. Dat is nou doodstil. Die oupa praat nou nie meer, die oupa is daarom nog te geskok. Nou sê die oupa sê later, om nou die stilte te breek. Want die oupa raak nou bang. Die oupa raak nou kriebelig. Hier is nou 'n fout. Nou sê die oupa hierdie een klomp. Sê, ons praat maar so, ons sê maar so, hier in die wêreld praat ek met so. Sê, kan jy nie jou beentjies meer wat so droog is nie? Toe die oupa so vra, toe vra agter die kookhuisheining, in die agterkant, in die buitekant, toe vra daar 'n derde enetjie. Hoe sê hy? Toe sê Dori enetjie. Hy sê nie kan jy nie jou beentjies van wat so droog is nie. Meneer Darian, toe is die oupa nou agter die kap van die by. Toe verstaan hy nou die ding volkome, dis geesteries, dis spooke. En hier kan hy nie langer bly nie. Daar oupa hulle sê, plaas toe trek hulle 4 dae daarvandaan. Maar die oupa hardloop hom in 1 nag. Hardloop die oupa hom af. Die andere oggend toe die son uitkom, toe gee hy vee af. Want daar gaan hy nie bly nie. Dat so gaan. Dat is nou klaar. Die storie is nou klaar. Ons het nou een spookstorie. Die enetjie is mis klaar dat ek mis afgesluit. Ook al is daar nou nog die tweede enetjie. Moet dit nog 'n spookstorie wees. Dat was ook zo in die 60er jaren, 30er jaren geweest. Ook met die spoken en geesten wat dwalen. Toen is het nou 2 jongmannetjes. Hulle werk op 'n plaas, op 'n boerplaas. Maar die mannetjes is nou al sterk jongmannen in. Nou as die ons mansmense is met geneig as er so 2 by mekaar is, dan praat ons baie van meisies. En vir alles is so in die veld is dan spog jy een mas nou. Jong, as ek 'n meisie kry, dan sal ek nou so maak en ek sal nou so maak en ek sal nou so praat. En toe gebeur dit nou op 'n dag. Die 2 mannetjies is nou in die veld. Nou daar's water. 'n fonteintjie wat hulle beskep. Hulle skep nou daar vir hulle drinkwater in. Altyd goed. En toe die enetjie nou die kannetjie gevat, die een wagter, hy gaan nou fontein toe. Maar dis ver. En toe hy nou daar kom by die fontein, toe sit daar 'n meisie in die fontein, in die water. Maar dat is 'n pragtige meisie. Sit in die fontein in. Hy besluit nie meer, hy gesels nou met die meisie so. Hy gesels nou met die meisie. En hy vra nou later die meisie of die meisie nie kan, of hulle 2 nie kan vanaand iewers ontmoet nie. Of daar nie 'n plekkie is wat hulle kan daarom alleen wees, want hy het nou nog 'n maatjie in. Hy kan daar nooit sy maatjie saambring nie. Die meisie sê hom goed. Maar die meisie bedui hom nou waar staan haar huis. En met nou vanaand die tyd so 10:00 se kant moet hy daar wees. Daar kan hulle weer nou gesels en dan kan hulle nou sommer die ding sommer deurgesels. Hulle kan sommer die ding heeltemal deurpraat. En die mannetjie nou sommer as die kanne vol gemaak en hy het nou klaar 'n tyd gemaak vir die aand. Kanne vol gemaak en hy is terug huis toe. Hy besluit dus sommer nou nie meer, hy gaan nie nou weer vee toe nie. Hy gaan hom nou sommer was. Hy was hom nou sommer. Van kop tot toe gee hy nou sommer 'n lekker bad en dan maak hy sommer sy ou kleertjies so goed. Sal hy nou maar oorgooi, hulle is daarom gelukkig skoon. Maar hy is nog bezig, hy het net klaar aangetrek, toe kom sy maat. Van die vee af. Nou was hy maar weet, maar wat is dit nou? Waarna gaan jy? Nee, maar ek het nou vandag 'n meisie ontmoet. By die fontein.
Ek het nou tyd met die meisie gemaak. Ek moet vanaand 10:00 moet ek daar wees. Sy het my gewedie hoe om te loop en waar haar huis staan. Ek moet daar wees. Toe sê die meisie nie, maar ek gaan saam. Hier bly ek nie. As jy 'n meisie het, wil ek ook een hê. En al met ons twee nou vanaand mekaar afvry, maar ek gaan saam. En hy was hem sommer ook. Hy was hem sommer ook. En toe hulle nou klaar met die wasser en aantrek, is toe is het nou so daar by 10:00 se kant. Nou stap hulle. Hulle vat die pad en hulle stap. Toe hulle daar kom, toe die meisie nou, dat is 'n groot huis, 'n ronde huis. Meisie nou vuur gemaak. 'n Kookskerm by te kan, sy het nou vuur gemaak. Met die ouetjie wat nou maar die dag by die meisie was. Die ouetjie loop sit sommer nou sommer 10 sy girl. Hy het mis nou klaar hulle uitgemaak. Mis nou net aangaan verder. Hy loop sit sommer 10 sy girl. En die ouetjie wat nou later gekom het, die kom sit nou so aan die oorkant. Aan die oorkant van die vuur, met sy vuur. Hy kom sit so aan die oorkant. Maar die ouetjie toe hy daar loop sit en die meisie toe, gooi hy sommer, hy laat wy sommer. Hy laat wy sommer. En die ouetjie wat daar sit, aan die oorkant sit, hy sien nou later, sien hy 'n ander ding by die meisie. As die vuurtjie nou begin flou word, die vlammetjie van die vuur begin flou word, dan lag die meisie verskriklik. Elke woord wat die ouetjie sê, wat hier teen hom sit, sy kry nou so snaaks vir die, dat is 'n grap, sy skaterlag. Sien die ouetjie nou hy is nou die ouetjie, hy is van die ou gehad mense, hy is van die ou gehad mense, en hy sit nou maar altyd so houtjie op. As die vlammetjie nou begin kleiner word, dan sit hy so houtjie op by, laat die vlammetjie weer opkom. Toe die meisie nou later aandink, sy doen nou net die lagwerk. Sy praat nou meer niks, sy doen net die lagwerk. Maar wanneer sy lag, dan gooi sy haar kop af. Sy lag af. Seker nou die ouetjie nie moet sien, sy lag af. Maar die mondhoeke raak nou al weier, hulle raak al dieper. Maar die klim na organ, hy sien dit. Dan sit hy maar 'n houtjie op. Maar sy maat is so besig met die girl, dat hy sy maat nie kan waarsku nie. Hy het nou al houtjies gegooi, hier stakketjies, en later die so sandjies gegooi daar die kant toe. Maar dan verstaan die ouetjie nou, as hy nou so goedjies gooi na hom toe, dan verstaan die ouetjie, hy wil ook 'n kans hê. Gee vir my ook 'n kans. Dan skuif die pertjie net nader. Maar die gevolg dat hy dit goed sien hy nie. En die ouetjie sien nou later, maar die mond is nou al hier. Die mond se hoeke is nou al hier so. Hulle beer nou na die ore toe. En hy sit houtjie op. Maar die meisie lag. Die meisie lag vir Afrika. En daar is lag toe raak die houtjies nou op wat hier gesit het, wat hy nou met in die vuur sit. Die houtjies raak nou op. Toe raak die vlammetjie mis nou dood. Die vlam is nou net die kolle wat nou nog sit. En daai tyd die lag die meisie nou weer so skree lag. Die vlammetjies nou toe is het nou so half donker skimmer. Toe val daar die onderste kopbeen. Die van dan toe val hy tussen hierdie jongse bene. Toe daai kopbeen hier val, daar klop daai pertjie, daar toe hardloop hy 'n tydjie. Hier nie donkerte. En die meisie agter lê. Met die onder halve kopbeen, dus net 4 sponke wat spat. En hy ja vir hulle plaas toe. Dus het 'n spook, al die tyd is dit 'n spook. 'n Spookmeisie. Mevrou, ek eindig nou net hier.